Goeiemôre. Dis ons gebedsweek. Elke jaar aan die begin van die jaar dan het ons so 'n week van gebed wat ons 'n bietjie afsonder en ons stel ons eie harte in en ons maak onsself gereed vir die nuwe jaar wat voorlê. Ons lê so geestelike fondasie ook vir ons lewe. En ons tema vir hierdie jaar as 'n gemeente is die tema floreer. Ons wil nie net bloot op oorlewing ingestel wees nie. En ek dink dis God se plan dat ons floreer in alle aspekte van ons lewe. Nie een of ander voorspoedsteologie nie, maar God het ons gemaak om hom te ken en vanuit hierdie verhouding te kan floreer. Nie net bloot te oorleef nie. My vraag wat ek wil vra vir jou is, wat is jou behoud vir hierdie jaar? Wat is jou behoud? Is dit meer geld? Is dit meer vriende? Is dit meer geleenthede? Is dit meer vakansies? Dis nie ons behoud nie. Dit gaan nie ons dra nie, maar wat ons behoud is om te leef en om hierdie uitnodiging te aanvaar wat Jesus rig aan die vrou wat by die waterput sit. En hy nooi haar eintlik, hy sê kom drink vanuit 'n onuitputlike waterbron. Hy sê jy kan van hierdie water drink, maar dan gaan jy dors kry, maar daar's 'n ander waterbron. En dit is ek self en jy sal in alle ewigheid nooit dors kry nie as jy van myself drink. En ons behoud is om te leef vanuit ons verhouding met Jesus. Dis waar ons, dis soos ons floreer. En om gereeld te drink vanuit hierdie onuitputlike lewensbron. En Romeine 11 kom Paulus en hy praat en hy sê, o diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God. Maar daar's 'n diepte, daar's 'n onuitputlike bron. En dit is vanuit ons verhouding met God. En as ons leef en funksioneer en opereer vanuit hierdie verhouding, en as ons omsien na ons verhouding met God, en dit kweek soos 'n tuin wat floreer, dan gaan dit hierdie jaar ook, glo ek, gaan ons floreer. So ons wil fokus vandag op ons verhouding met God, dat ons floreer en getrou is in ons verhouding met God. Ons het nie beheer oor die eksterne dinge nie, maar ons het wel beheer oor hierdie interne lewe. Ons innerlike lewe, ons verhouding met Jesus, oor wat hier in die binnekant aangaan, tussen ons en God, daaroor het ons beheer. En Paulus sê, my begeerte is om u toenemend te ken, daar in Filippense 3. So laat dit jou begeerte ook wees vir hierdie jaar. Kom ek bid vir ons en vat vandag, wy jouself en sê, Here, in hierdie jaar wil ek gereeld kom drink vanuit hierdie waterput en waterstrome van u wat die onuitputlike bron is. Kom ons bid saam. Here, dankie vir hierdie dag. Dankie dat ons in gebed voor u kan kom. Woorde is nie eens altyd nodig nie, maar net ons fokus en ons harte te rig tot u. Ons wil lewe vanuit u uit, Here. U is ons behoud. Dankie dat u planne is, dat dit met ons sal goed gaan en ook vir hierdie jaar. U seën ons, Here. En mag ons ook in hierdie dag met 'n bewussyn leef dat u is met ons. U gaan saam met ons. En ons bid dit in die naam van Jesus. Amen.